Gustaf, naand en welkom en baie dankie dat jy ingestem het om vanaand met ons te praat. Is nou al 'n ding wat ook al 'n lang rukkie saamkom wat ons kyk om dit te doen. Ek nou toe ek nou hiernatoe stap vanaand, toe dink ek waar ons mekaar die eerste keer raakgeloop het was destyds by John Maxwell se Million Leaders Mandate. Ja. Dit was in die vorige eeu, né? Ja, dit was in daai groot wêreldstad Bloemfontein. Ja, letterlik in die vorige millennium is dit. Ja, dit was nee, weet jy, dit was net na die millennium. Dit was hierso so rondom 2002 of 2003 rond gewees. So het is al nog in hierdie millennium, is nie heeltemal so lank nie, maar dit is 'n rukkie terug. Ja, ek onthou, toe het ons mekaar vir eerste keer raakgeloop. Gustaf, miskien moet jy dalk net iets sê oor wie jy is. Ek weet die oomblik wat jy twee name gaan noem, gaan 'n klomp mense jou plaas in 'n groter konteks. Almal weet van jou pa en baie ouens weet ook van jou broer. So sê gou vir ons ietsie daaroor. Weet jy, nee, ek is die voorreg wat ek het is om in die besigheidswêreld baie te werk. Dit is lekker om nog 'n tentmaker dominee al die jare te gewees het. Maar die grootste deel van my werk was in die besigheidswêreld. Toe ek begin het by my loopbaan begin het by Unisa, was Prof David Bosch my mentor gewees. En almal van julle onthou sy boek Transforming Missions. So dit het 'n baie groot effek op my gehad. Ek het toe later in die besigheidswêreld Transforming Leadership werkswinkels op Robben Island gemaak, want die hele gedagte was daarvan is dat ek het die boek sommer hier, die kopie wat hy nog onderteken en die Transforming Leadership die mission bedoel ek. Ek bedoel die hele gedagte is dat sending moet die wêreld verander en die kerk is die voertuig vir sending. Maar die voertuig self is baie keer nie lekker nie. So jy moet eers sending op sigself verander. So dit was altyd hierdie dubbele woordspeling. Jy moet sending met die wêreld transformeer, maar baie keer moet ons teruggaan na die tekenbord toe en dan eers sending transformeer. So dit was van die vroeë invloede in my lewe. Dit was ook lekker om by Tikkies klas te gee as die mees junior ou daar vir 'n ruk. En in daai tyd ook die Ekumenika handboek te skryf saam met ou Prof Crawford wat onlangs oorlede is. Hier is ons nog 'n kopie. So ek en hy het die Ekumenika handboek wat voorgeskryf was by die verskillende fakulteite het ons nog daai tyd geskryf. Maar toe het ek 'n breek in die besigheidswêreld gekry en regtig baie lekker kon werk. Ek was Sasol se in-huis coach. Ek het altyd as 'n tentmaker dominee aangegaan, maar ek het 'n baie klein taakie gehad. Maar dit het gemaak dat ek op 5 kontinente kon begin werk. Ek het saam met Sasol in die Midde-Ooste begin werk. En dit het my lewe tweedelig gehad. Ek het eintlik maar wat dominees doen ek net in die besigheidswêreld. So pastoraat doen ek executive coaching en prediking noem ek nou maar net motivational speaking. En dan het ek langtermyn intervensies vir maatskappye. Interessant genoeg, net relevant vir die huidige politiek. Een van die plekke wat ek baie besoek het die afgelope tyd was Iran. Ek was die afgelope van 2009 af 31 keer daar. So dit is my baie interessant. Ek kyk altyd so met 'n stukkie lag met 'n traan oor hoe mense kommentaar lewer en nie 'n snaarse idee het van waarvan hulle praat nie. Want ek het altyd my ou sielkundige pa het altyd vir my gesê, Gustaf, jy moet nie oor mense praat nie, jy moet met mense praat. So om in daai wêreld te gewerk het, so dit het vir my baie ook oor interkulturele kommunikasie en interkulturele en intergodsdienstige werking het ek ook maar 'n klomp ondervinding opgedoen. Maar die kort en lank daarvan is van die lekkerste projekte wat ek doen wat vanaand nou ook vir vanaand relevant is dat ek agtergekom het mense het nie hulle werk hard maar hulle het nie 'n lewe nie. Jy werk jou besimpeld, maar het ek 'n lewe terwyl ek dit doen. En vir die besigheidsleiers het ek dit ontwikkel. Ek kom ook agter dominees het dit ook baie nodig. En baie van die goed wat ek vanaand gaan deel, gaan dan onder andere uit een van daai produkte wat ek geskep het, gaan dit kom. En dis die Get a Life boek of projek wat ek geloods het van dat 'n mens nou eintlik vir jou 'n lewensplan kry, want jy kan nie tydsbestuur ontkoppel van lewensbestuur nie.
En ek dink dit is deel van die boodskap wat ons vanaand van gesels. So dit is kort, ek is baie gelukkig, ek het 'n goeie vrou en 3 dogters, 2 swat op Stellenbosch, een internasionale besigheid en die ander chemiese ingenieurswese, en ek het nog so 'n laat lammetjie wat ek het lekker laat getrou, so ek het so lekker laat lammetjie wat nog op skool is. So dis my lewe. Is dit? Jou storie, jy het 'n mooi vrou en 3 mooi dogters. Ek het nog al foto's gesien, so ja, dis mooi dogters wat jy het. Gelukkig lyk dit na die ma en nie na die pa nie. So. Ons gaan nie in daarop nie. Vir die van julle wat nou ouer is, wat nou al langer in die bediening is, sal Gustaf se pa onthou, oom Andries Gous wat hospitaalleraar was, is by Haai Verwoerd Hospitaal. Gustaf, Ja, hy het 'n span van uit pastorale dienste daar begin en hy het op 'n stadium 'n span van 80 leuke werkers wat afgetrede onderwysers, afgetrede dominees, afgetrede maatskaplike werkers gehad het wat die omtrent 18 hospitale in en om Pretoria pastorale besoeke gedoen het. So dit was nogal 'n baie interessante groot bediening wat hy daar gehad het. Interessant. Ja, en jou broer Henk Gous ken ons ook. Henk is hy het ook al afgetree, hy's 'n brugleraar op hierdie stadium in Sekunda as ek dit nie mis het nie. Ja, ek dink hy's nou weer klaar daar, maar hy is letterlik all over. Hy's van daai tipe, hy was net soos my pa, hy maak 'n mislukking van sy aftrede. En is ook goed, want ek glo nie in aftrede nie, ek glo in optrede. So, aftrede is 'n onbybelse konsep. Nou kom ons praat oor optrede. Die ding wat my, die sneller wat my laat uitreik het na jou toe, Gustaf, was die prentjie wat jy op 'n dag op Facebook gedeel het. Ek sien jy noem dit die Eisenhower matrix, wat ons almal op 'n manier ken, die verhouding tussen goed wat dringend is en die goed wat belangrik is, en hoe mens die goed in balans hou en so meer. Ek dink dis waar ons aan die einde van die aand wil uitkom, maar ek vermoed ons gaan 'n langer aanloop moet vat voordat ons daar kom. So, ek gaan dit aan jou oorlaat. Ons luister graag vir jou. Right. Weer eens, dat ek net sê, wat 'n voorreg om te kan gesels, en weet jy wat is die heel lekkerste van my lewe? Dat ek saai gedagtes. Ons almal, ek en almal op die skerm soos in dieselfde ding, ons verkoop idees. En binne die evangelie is die kragtigste idee wat 'n mens kan verkoop. Maar om dit effektief oor te dra, is ook ons verantwoordelikheid. So my voorreg vanaand is dat ek in fantastiese vrugbare grond kan saai, en dit is die koppe wat luister hier vanaand, en dan weet dat dit dalk kan verder gaan. So, maar kom ek begin met 'n storie. Almal weet, julle ken ons maar prediking, almal luister na stories. Daar's hierdie ma wat haar seun aan my toe gebring het. Sy is baie slim, maar hy kom net nie sy jare deur nie. Sê ek, ja nee, ek ken daai storie. En sy sê, kan ek hom nie coach nie. En toe ek hoor, hy's 'n eerstejaars student in Sonop, of 'n tweede jaar daar, toe besef ek nou maar, dit gaan hierdie ding vat, want dit is my ou koshuis en dit gaan vir my verskoning gee om daar 'n draai te maak. Ek stap in die jongman se kamer in, en daar lê so 'n vuil, stinkende rugbytrui daar in die hoek. En ek sê vir hom, jy speel rugby? Hy sê, ja nee, ek speel eerste span. Hy's 'n sterk jong man. En ek sê, wat swat jy? Hy sê, nee, ingenieurswese. En ek vra vir hom, waar's jou kalender? En hy kyk my so skaapagtig aan, hy sê, kalender? En is net toe daar iets in my breek. En ek raak toe nou skoon sarkasties. En ek sê van, weet jy, 'n kalender, is so 'n stuk papier, met sulke blokkies op, met sulke woorde op, met sulke syfertjies en sulke woorde, en sê maandag, dinsdag, woensdag. En as die semestertoets Saterdag is en die rugbyfinaal wat jy in speel Vrydag is, dan kan jy mos sien die twee goed val saam, en dan moet jy bietjie vroeër begin swat. En hy sê vir my, o. En ek sê toe nou vir hom, nou waar kan ek jou AAK vir jou gee? Hy sê, wat is dit? Ek sê, dis jou Attitude Adjustment Klap. Ek sê, jy's die room van die oes. Jy het die geleentheid wat ander mense van droom. En jy het die intelligensie wat daarmee saamgaan, maar jy kan nie eers 'n kalender werk nie. Ek sê vir hom, waar's jou dagboek? Waar's jou daglysie met ure en 'n takelysie? Hy weet ook toe nou nie. En ek vat die ouetjie onder my vlerk en ek leer hom die goeters, en hy sy lewe begin koers kry.
Soveel so dat hy later enkvoog geword het van sy koshuis. En ek hou met mense nogal kontak op sosiale media en is verskriklik lekker. Hy's getroud, kinders, hy's na 2 maatskappye geheadhunt en ongelukkig het Suid-Afrika hom verloor. Hy sit nou as 'n ingenieur in Australië. Maar die draaipunt in sy lewe is dat hy letterlik effektief begin raak het. Die horlosie en die kalender begin gebruik het. En waaruit hierdie storie kom, soos ek gesê het, uit my Get a Life werkswinkel, wat ek dan vir mense kritiese vrae oor hulle lewe vra. Want ons almal weet, jy leer meer deur vrae. As ek vir jou nou antwoorde gee, dan het jy 'n feit. As ek jou met 'n vraag stimuleer, dan soek jy jou eie antwoord en dan het ek jou dalk iets geleer. So die kort en lank daarvan is die vraag wat 'n mens vir jou moet vra. Die eerste vraag en ek gaan na die skerm deel wat uit daai werkswinkel se slides uitkom, is ek effektief? Met ander woorde, dit is letterlik, is ek effektief? En so die vraag wat jy moet vra is ek effektief? Nou, baie mense sit en hulle lewens is de mekaar, omdat hulle nie effektief is nie. Ek bedoel, baie op die skerm is super effektief, maar kom ons veronderstel, dat wat is effektief? Dis die persoon wat sy sisteme reg is. Dis die persoon wat die horlosie en die kalender werk. Hoekom is daar party mense wat teen 10:00 die oggend al meer bereik het as ander mense teen 10:00 die aand? Want hulle takelysies, hulle weet wanneer dit is, hulle skeduleer hulle taakies, hulle weet hoe om die horlosie en die kalender te werk. So, hoe 'n basiese effektiwiteitsraamwerk moet wees, is elke dagboek, en hierdie is 'n uittreksel uit daai Get a Life boek. Hy's verskriklik eenvoudig, jy hoef nie ingewikkelde dagboeke te hê nie. Al wat jy moet hê, is jy moet daar in die middel met jy 'n lysie hê van watter uur van die dag is. En langsaan moet jy 'n lysie hê wat jy kan take doen. En as jy 'n taak aan 'n tydsgeleef koppel, dan raak jy effektief. Met ander woorde, ek staan 6:00 op en ek het 'n kwartier daarvoor en dan het ek nog 'n halfuur daarvoor en dan het ek 'n halfuur daarvoor en dis hoekom party mense effektief is. En dit is hoekom 'n jong man se lewe skielik begin posvat het. So die kern wat 'n mens hier het, is jy moet die horlosie en die kalender kan begin werk. Maar die probleem wat 'n mens mee sit, is dat effektiwiteit is nie altyd in lyn met prioriteit nie. En ek dink, nou begin ons nader kom aan daai Eisenhower matriks. Want, wat ek gevind het, wat verskriklik interessant is, Leon, daar's verskriklik baie mense wat effektief is, maar hulle is effektief in die verkeerde rigting op pad. Vat byvoorbeeld vir Osama bin Laden. Sy beplanning om met daai vliegtuig en daai goeders vas te vlieg, geboue vas te vlieg, was met militêre presisie uitgewerk. Maar hy was effektief in die verkeerde rigting op pad. Vat byvoorbeeld een van my kliënte, een van die slimste ingenieurs wat ek saam mee gewerk het by gaan hom nie sê waar nie, dan kan jy hom dalk plaas, maar by een van die ingenieursmaatskappye. En hy was so effektief in sy werk, maar na werk het hy effektief eendag vir my gesê, maar Gustaf, ja, daar in Pretoria waar jy woon is 'n wonderlike plek man, want daar's sulke clubs met sulke meisies wat so uitgestal is daarso. En hulle is daar net om te gaan haal en te geniet. Ek sê dit vir hom regtig, maar hy was super effektief en dan ry hy terug en dan hy betyds vir sy werk en hy doen sy werk, maar hy was effektief in die verkeerde rigting op pad. So sy prioriteite was nie reg nie. So, dis hoekom hy sy huwelik verloor het. Dit is hoekom hy later in 'n motorongeluk dood is. So daar's 'n klomp mense wat effektief is. En kom ek veronderstel nie dat ek self of almal op die tafel, daar's regtig mense wat hier op hierdie skerm is vanaand, dit is georganiseerde mense. Jy kan nou sien, dis mense wat jy het nie iets bereik in die lewe as jy nie georganiseer is nie. Jy kan jou dingetjies beplan. Maar die dieper vraag is, wat help dit, jy's effektief in die verkeerde rigting op pad? So dis wat ek altyd vir mense sê. Ek is nou super effektief besig om hierdie karretjie te bestuur, of ek is nou super effektief om hierdie ding te ry, maar my lewe stuur op 'n afgrond af. Of ek is super effektief om hierdie ding te doen, maar ek is nie met die regte ding besig nie. Want die woordspeling wat ons hier moet maak is, effektief is ek doen die ding reg.
Maar die vraag is, doen jy die regte ding reg? En ek dink dit is waarby dit dan uiteindelik uitkom. So ek kan effektief wees. En kom ons noem nou maar die Bybelse konsep van sonde. Wat is die Griekse woord vir sonde? Teleio, dit is almal weet, dit is die doel. Wat is sonde? Dis om die doel te mis. Nou sê nou maar, hier is die doel, en hier is die pyl, maar hy's net effens van die doel af. As jy time management sit op 'n pyl wat effens skeef is, gaan hy vinniger verder van die doel af weg. So die enigste ding wat ons oor kan praat is nie net effektiwiteit nie. Natuurlik moet jy die horlosie en die kalender kan gebruik. Maar dit is, en dis die fout wat mense maak. Mense dink hulle lewens, hulle bedienings en hulle verhoudings word meer effektief as ek time management daarop sit. Maar weet jy wat ek gesien? As jy time management op 'n kar sit wat op die afgrond afpyl, is hy net vinniger oor die afgrond. As jy time management sit op 'n pyl wat nie aan die doel gekoppel is nie, dan gaan hy net vinniger van die doel af weg. So Met ander woorde, voordat jy kan begin dink in terme van tydsbestuur en so aan, moet jy eers vir jouself duidelik maak, wat wil ek doen? Waaraan wy ek my lewe? Presies. Wat jy sê. En dit is die interessante, dit is die hele punt van dat 'n mens gaan van effektiwiteit moet in lyn wees met prioriteit. Want as mens wil wat jy eers moet doen, jy moenie eers 'n time management kursus kry nie. Jy moet eers kyk of my lyn reg belyn is, of my lewe reg belyn is. So die ding wat jy eintlik moet doen is, jy moet die tweede vraag vra. En die tweede vraag wat jy moet vra is ek, met ander woorde, die tweede vraag wat jy moet vra is ek effektief in die regte rigting op pad? En dit is onder andere, ek gaan nou vanaand vir julle 4 van die 7 vrae gee uit my life planning werkswinkel uit. So die eerste vraag is ek effektief? Maar die tweede vraag is ek effektief in die regte rigting op pad? So jy moenie net die horlosie en die kalender, the clock and the calendar gebruik nie. Jy moet ook die kompas gebruik. Want is my lewenskompas reg ingestel, mik ek na die regte goed? Is my bedieningskompas reg ingestel? Is my kerkkompas reg ingestel? So wat help het ek doen die ding reg, maar ek doen die verkeerde ding reg? Of ek doen die onbelangrike ding reg? Of ek doen die lae prioriteit ding reg? Of ek doen net een ding reg? En dit bring ons dan by die Eisenhower matrix. Dat daar is baie goeters wat as jy nou die dringend en belangrik, kom ons noem dit nou maar raamwerkie vir jouself vat. Daar's baie goeters wat dringend is. Dis die e-mail wat jy die oggend oopmaak, dis die WhatsApp wat jy gekry het. Dit is die telefoon wat lui terwyl jy besig is met pastoraat, en dan is dit eintlik maar net 'n rooi vlag oproepie wat eintlik maar iemand net iets aan jou wil verkoop. En dan het jy in elk geval vertroue gebreek, want hierdie persoon dink jou telefoon is belangriker as die persoon voor jou, en daai persoon sê jou prioriteite is verkeerd, want jy fokus nie op my nie, jy fokus wat op dringend is, maar nie op my wat belangrik is nie. So daar's baie goeters wat dringend is, maar wat nie belangrik is nie. En hierdie ding is die hele opklaring van die konsep van procrastination. Want wat is procrastination? In plaas van dat jy op die belangrikste prioriteit werk jy op 'n Z-prioriteit. Almal van ons het A-prioriteite per dag. Ek moet dit vandag doen voor 12 uur die horlosie slaan. Maar dan is daar nou nog 'n dingetjie en nog 'n ding, en dan moet ek nou nog 'n bietjie kyk, het daar nou nog 'n bom op Iran geval, en dan scroll ek, en dan is daar nog 'n uur van my lewe daarmee heen. So daar is baie goeters wat dringend is. Daar's 'n nuwe prentjie op sosiale media, maar dis nie belangrik nie. En as jy nou vra waar ons tyd heen gaan, ons tyd gaan na een van hierdie 4 kwadrante toe. Want as jy jou lewe fokus op wat dringend is en wat belangrik is, met ander woorde, dit is belangrik, maar dit moet ook vandag gebeur, of dit moet ook hierdie week gebeur, dan is die ding tydsensitief, en hy het regtig nou jou aandag nodig, en dan moet jy dit nou doen. En dit is wat op ons takelysie, almal van ons moet 'n takelysie hê, maar hy moet 'n nommerering hê.
Jy moet 'n A-prioriteit en 'n B-prioriteit en 'n C-prioriteit en 'n Z-prioriteit hê. En die Z-prioriteit is gewoonlik die goedjies en dit is mos maar die tipiese ding. Onthou julle toe mens nou as student, dan moet jy nou swat vir 'n toets en dan begin jy jou tafel regpak. So, dit is nou eintlik die Z-prioriteit, maar nou procrastinate jy. O ja, so terloops, ek het nou die dag het ek in my lewe die kuur vir procrastination ontdek. Ek het 'n boek begin skryf oor The Short Walk to Freedom. En toe procrastinate ek met 'n ander boek, die Get a Life boek. En hier is hy. So, ek het net geprocrastinate met iets anders. Maar dis mos altyd, as jy iets wil doen, dan moet jy altyd iets anders doen. Maar as jy dan iets anders aan doen, sorg dat dit op jou hoë prioriteitslys is. Dan is daar baie goeders. Man, dis nie dringend nie. Dis nie dringend dat jou kinders nou onmiddellik gaan die pad byste raak, of dat jou vrou nou onmiddellik gaan voel, jy's gee nou nie aandag aan haar nie en jou dadelik gaan los nie. Maar dit is 'n pad van afskeep. En met ander woorde, op daai pad, dis nou nie onmiddellik dringend nie, dis nie nou doodsake nou nie, maar dis belangrik. Maar omdat ons aan Stephen Covey het ook hierdie raamwerk gebruik en hy het gepraat van the tyranny of the urgent. Ons leef onder die tirannie van wat dringend is. En omdat ons dan die dringende goeders doen, die WhatsApp en nog 'n verslaggie en nog 'n onnodige dingetjie wat iemand nou vir my iets vra wat eintlik regtig nie belangrik is nie. Maar omdat ek daaraan aandag gee ek alles aan aandag wat dringend is, maar nie belangrik is nie. Maar ek gee nie aan wat belangrik is en wat op daai stadium nou dalk net nie dringend is nie. En dit is waar ons moeilikheid in die lewe op die langtermyn veroorsaak. Want daar is dan stadige afskeep wat vir jou groot moeilikheid later in die lewe bring. Dan is daar nou nog 'n klomp goeders, man, dit is nie eers dringend nie en dit is nie eers belangrik nie. En of ek nou nog 'n keer op Facebook scroll en nog sê, "Haai, dis interessant. Haai, kyk nou wat doen daai ene en haai, dis nou wat daar gebeur." Weet jy wat dra dit tot my huil by? Net mooi 0. Maar kom ons wees nou maar eerlik. Kom ons sê 'n eerlike moment. Hoeveel van ons tyd gaan nie na dit wat nie dringend is nie, ook wat nie belangrik is nie. En dit is letterlik die Z-prioriteite. Dit is letterlik die procrastination, die tydmors gedeeltes van ons huwelik. Nou, hoe kry 'n mens? As jy hierdie ding, nou ek bedoel daar's niemand wat die logika hiervan is eenvoudig. Ek bedoel mens kan ons maar sien. Wat is die boodskap? Elke preek het 'n call to action of hy moet een hê. En dit is dan dat ons in die belangrikheids, in die important kwadrant ons lewe afspeel. Maar weet jy wat? Weet jy wat is ons probleem? Ons weet nie altyd wat is belangrik nie. Ons het dit nie geformuleer in ons lewe nie. So nou, hoe kom 'n mens daar uit? En dit is wat ek dan sê, maar dan moet ons hierdie vraag vra. Dan moet jy eintlik 3 verdere vrae vra. Die 3 verdere vrae wat vir jou gaan opklaring bring wat belangrik is. Want as jy dan ingekoop is, okay Gustav, ek is oortuig, ek wil nou fokus op dit wat belangrik is en nie wat onbelangrik is nie. Al is dit nie eers dringend nie. Dan is daar 3 goeters wat ek vir jou eintlik vra in jou kop wil saai, dat die ding by jou spook vanaand as jy gaan slaap, sodat jy dan kan besef, maar wat is regtig belangrik? En die eerste vraag hier is am I going effectively in the right direction? Met ander woorde, dit gaan oor die kompas. So, jy moet vir jouself afvra. En weet jy, dit is, ons kan ek teen die einde gaan ek ook iets sê, dat mense in die bediening vir jou moet vra. Waarmee is ek besig? Weet jy, ek kan nou nog, hierdie vergadering natuurlijk kan ek nou perfek nou hier neersit. Maar in die groot skema van dinge, is dit in lyn met wat die doel van die kerk is? Is ek besig om so in die proses van die kerk in te gaan, dat ek so, in plaas van dat die kerk by sy missie uitkom, by sy doel uitkom, waarvoor hy bestem is ek besig om die engine hoog en effektief te laat loop, maar die koppelaar is getrap. So die engine loop, maar hy gaan nie in die regte rigting nie. En so, ons moet alles wat ek sê is relevant, met ander woorde vir jou bediening en vir jou persoonlike lewe. So ek dink in daai een is dit duidelik. Maar die volgende ding wat 'n mens ook moet vra, en dit is dat 'n mens op jouself van toepassing maak, maar ook op die kerk van toepassing maak. Die volgende ding wat jou help om by jou prioriteite uit te kom, want weet jy wat's interessant?
daar's baie mense en dit het ek in die besigheidswêreld afgekom. Man, daai senior bestuurders by Sasol was super effektief. Hulle was nie oneties nie, hulle was in die regte rigting op pad. So hulle was eties in die regte rigting op pad in werk. Maar hulle het hulle gesondheid afgeskep en hulle het hulle families afgeskep en daarom het hulle baie keer hulle families verloor en hulle gesondheid verloor in die proses. En ek bedoel ons almal weet, die Bybel sê ook selfs wat help dit die wêreld wen en in jou siel skade lei. So die vraag is nie net is ek effektief in die regte rigting op pad nie. Die volgende vraag is alles van my effektief in die regte rigting op pad? Met ander woorde, wat help dit nou? Jo, Gustaf, wow, ek is een van die mees effektiewe dominees in die Vrystaat. So my goetertjies is my T's is gekruis en my I's het kolletjies op en alles is mooi, my sinne het punte agter en alles is reg. So maar is ek met die regte ding besig of dalk is ek in my bediening, kom ons maak dit eers op jou persoonlike lewe en dan die bediening. So ek is dalk in my professionele lewe goed, maar wat van my gesondheid? En wat van my familielewe? En as jy op die skerm mooi sien, dis die wiel waarmee ek werk in die Get Alive program. Is my fisiese lewe in plek? Is my verhoudingslewe in plek? Is my sosiale lewe in plek? Ek bedoel, dis 'n goeie ding om vir dominees ook te vra, maar is jou geestelike lewe in plek? Het jy 'n diep intieme persoonlike verhouding met die Here wat jou regtig dra of begin dit later klinies raak? Is jou persoonlike groei in plek en almal wat op die skerm is die voorbeeld vir almal want hier is jy's juist besig om in jouself te belê. Is my professionele lewe in plek? Maar wat help dit van ek hou op werk en my finansiële lewe is nie in plek nie. So wat help dit ek werk vir geld maar my geld werk nie vir my nie. So as jy op daai skerm gaan en die laaste deel van wat ek noem 'n geïntegreerde, gebalanseerde lewe het, is dan wat se verskil maak ek as hulle my uit die wêreld uit wegvat. Nou, die interessante van 'n dominee is jou professionele lewe is jou verskilmaak lewe. 'n Ander persoon het byvoorbeeld 'n geldmaak lewe en dan gebruik jy die geld vir 'n charity om dit te doen. Ons professionele lewe is verhoudingslewe en is onmiddellik persoonlike verskilmaak lewe. Maar wat is daai ander goeters wat ek buite my bediening dan ook 'n verskil maak in die wêreld? So dit is die klassieke vraag wat jy moet vra. So jy moet vra, is ek effektief? Is ek effektief in die regte rigting op pad? Nou moet jy vra, is alles van my effektief in die regte rigting op pad? As jy dit aan die bediening koppel en ek gaan dit later het ek 'n skermpie daaroor, dan moet jy vra, maar waarmee is ek in my bediening op pad? Het ek net 'n jeugbediening? Of wat is die holistiese missionêre bediening? Nou sit daar nou mense die missionale kerk, missionêre kerk, ou Prof Bosch het dit nog die missionêre kerk genoem, maar hoe dit ook al sê, as jy Transforming Mission lees, en kom ons gaan terug na die skerm toe hierso. As jy Prof Bosch se Transforming Mission lees, dan het jy 'n hoofstuk teen die einde, Mission as. So wat is die sending wat jy mee besigheid is? Wat is jou besigheid? Is jy besig om kerk te speel? Of is jy besig om te doen wat die kerk moet doen? Is jy besig om die koninkryk te bedien? So wat is die taak van die kerk? So en Prof Bosch het gesê mission as healing the sick, mission as saving the lost, mission as correcting a wrong, mission as looking after nature. Met ander woorde, maar die vraag wat ek vir jou vra is, jy's nou miskien effektief, maar is jy besig met 'n holistiese bediening? So jy doen die ding reg, maar jy doen net een ding reg. Doen jy al die dinge reg? En is jy regtig besig met so in jou persoonlike lewe, is die wheel of life, is jou riglyn van is alles van my effektief in die regte rigting op pad. In jou bediening is die totale holistiese sending van die kerk jou riglyn. So wat help dit is ek is effektief, maar ek is net in een ding effektief. Ek is in preding effektief, maar nie in ander aspekte van my bediening nie. En met ander woorde, as ons na meer van 'n holistiese bediening gaan, so 'n prentjie wat ek hierby wil inbring, is jy het my nou eintlik laat dink en laat ver teruggrawe in my verlede, in die een liggaam baie lede Ekumenika handboek, was daar jare terug was daar hierdie ou grafiekie en julle sal nou, ek wil lekker nou nog op die skerm kan jy nou sien hoe oud is hy, maar wat is die taak van die kerk? Is dit gemeentebou? Of is dit net ek in my gemeentetjie? Wat van liggaamsbou? Dit is nie die groter konteks van die kerk nie. Ek is nie die enigste Christen en die enigste kerk van op aarde nie, en dit was Ekumenika.
Maar is die kerk 'n middel tot 'n doel of is hy 'n doel op sigself? Die kerk is 'n middel tot 'n doel. En daarom is dit die Here se metode om die wêreld te bereik. So die werklike doel van die kerk is nie gemeentebou nie, maar is koninkryksbou. Ek wil hierdie is 'n ou klein grafiekie wat kom uit jare terug se boek uit. So die vraag wat 'n mens hier moet vra is, dit gaan nie net oor effektiwiteit nie. Dit gaan oor is alles van my effektief in die regte rigting op pad. En kom ons kyk net weer, kom ons gaan net weer terug dan na daai spesifieke skerm toe. Nou, as jy daar nog 'n vraag byvat wat jy op jou persoonlike lewe van toepassing kan maak, maar wat jy ook op jou bediening van toepassing kan maak, en dit is die volgende vraag wat jy moet vra, is as ek nou in my bediening is, wat is my doel op al hierdie goeters? En weet jy waar val die ding dan in plek of op die grond? Is as jy jou oorspronklike doel reg het en jy is weer gefokus op die bullseye, op die kern van waarmee die kerk moet besig wees of jy in jou lewe moet besig wees. As jy besig is met die prioriteite, as jy weer kern gefokus is, dan eers kom die proses van time management in. So ek sê altyd wat ons nodig het is 'n ag man, almal het al gepreek oor 'n GPS en almal van julle het al daai simboliek gebruik. Maar waarvoor staan GPS in die gewone wêreld? Global Positioning System. Maar in my wêreld staan dit Goals, Priorities en Scheduling. So jy moenie met tydsbestuur begin voor jy nie jou doelstellings weer kristalhelder gaan uitklaar het nie. Jy moet lewensbeplanning doen voor jy time management doen. Jy moet bedieningsbeplanning doen voor jy time management doen, sodat jy sorg dat jy met die regte ding besig is en die regte ding reg doen in die regte balans. Nou, wat is die probleem as ons praat van goals, priorities en scheduling? Wat is die probleem met lui mense? Hulle het nie genoeg doelstellings nie. Wat is die probleem met slim mense soos almal wat vanaand hier saam is? Jy het te veel doelstellings. En jy voel soos die spreekwoordelike verkleurmannetjie in 'n smartieboks. Jy weet nie waar moet ek vat en waar moet ek los nie, is net te veel goeters. Interessant genoeg, ek moes eintlik daai slide moes ek nou ingebring het. Maar ek stap nou die dag in die Drakensberge en in die Drakensberge sit ek en ons stap daar en dan gaan die kinders stap saam en mense het ons altyd nou maar sjokolade en Smarties en sulke goedjies vir padkos, né? En ek stap daar en kan jy dit glo? Ons kry 3 klein verkleurmannetjies. 3 klein verkleurmannetjies daar. Ek het nie geweet die goed kom in neste nie. Hier sommer 3 van hulle saam, is 'n ou drielinkie wat ons toe nou daar in raakloop. En ek dink toe nou, ek het al gehoor van hierdie storie van jy so de mekaar soos 'n verkleurmannetjie op 'n smartieboks. En ek besluit toe nou net daar en dan, ek gaan die ding nou gaan ek nou uitprobeer, gaan ek nou kyk, hoe waar is dit nou? En ek maak en hier het ek het op my selfoon gehou dit gekry. Ek vat 'n smartieboksie, ek skeur hom oop en ek sit die klein verkleurmannetjie daarop, né? Maar die ding wat mos gewoonlik nou so stadig en een oog die kant en een oog daai kant toe is, hy raak toe neuroties. Hy raak letterlik. Hy wil so en hy wil net wegkom. En dit weet ek is my werklikheid gewees en julle werklikheid wat 'n mens baie keer voel. Hier's te veel goed om te doen. Hoe gaan ek by alles uitkom? En toe ek in 2004 so gevoel het, toe dink ek, so kan dit nie aangaan nie. En dit is, ek het nie hierdie program vir ander mense geskryf nie, hierdie life planning program nie. Ek het op myself begin skryf en sê, joh, na aanleiding van, en jy sal dit nie glo nie, nou dat jy dit noem, Leon, weet jy waar het hierdie boek begin? Met Jannie Botha, wat saam met my Million Leaders Mandate aangebied het. Ek staan daar in Bloemfontein, wat jy my daai tyd gesien het, ek is nog half siek ook. Ou Jannie kyk my so, hy sê, Gustaf, jy lyk oes man, jy lyk de mekaar. Ek sê, Jannie, jy weet nie man, ek is getroud, ek het 'n eerste kind, ek weet nie waar om te vat en te los nie. Hy sê vir my, Gustaf, gaan vat 'n week af, vat jou vrou saam, en gaan doen life planning vir 'n week lank.
En wat ek daar begin het, is die tegniek van dat jy nie time management sit op 'n lewe wat in elk geval oneffektief is nie. En hy het my geforseer en vir my gesê, en ek gaan sit en ek maak 'n mind dump. En ek sit alles wat ek moet neerskryf. So dit is die proses wat ek ontdek het. Ek skryf alles neer. Ek ontdek mind manager, nie Word nie, mind manager wat jy 'n mind map kan maak. Ek sorteer die goeters. Ek besef hier's orde in my lewe nou. Ek besef huidige lewe, huidige resultate. As ek nie hier goeters verander nie, gaan niks verander nie. It is insanity to expect different results from the same behavior. Ek begin lewe orden. Ek begin kyk en sê maar, okay, waar moet ek verander? En ek besef, maar daar is 'n prioriteitslysie van, as ek hier dinge beter doen, daar sekere goeders wat ek moet doen wat my lewe beter gaan beïnvloed, of my bediening meer effektief gaan maak, of daar sekere goeders wat minder. En ek forceer myself in 'n prioriteitslysie in, dat ek van 170 take dit reduseer tot top 10 doelwitte, en wat jy werk op jou top 3. En skielik van daai tyd af voel ek of my lewe in plek val. En ek vat dit na my eerste kliënt by Sasol toe, my senior manager daar, ek sê vir hom, hier's 'n metode, hy is sommer kwaad vir my. Hy sê, hoekom het jy dit nie vroeër vir my gegee nie? Ek sê, maar ek het dit vroeër nog nie eens geweet nie. Ek het dit nou eers ontdek. En dit is waar die geboorte van die proses is, dat jy nie time management moet sit op 'n swak beplande lewe nie. Of time management sit op 'n bediening wat nie op al die prioriteite fokus nie. Jy moet eers die hele proses gaan herdefinieer. Jy moet, dit is hoekom die subtitel van die boek is Redesign Your Life. Herbeplan jou lewe. Redesign your ministry. Dat jy dan op die dinge fokus wat die meeste impak is. Weet jy wat vra ek vir mense baie eenvoudig? Ek sê, waarop fokus jy? Ek sê, wat se verskil gaan dit maak in die groot skema van dinge? As dit so 'n klein verskilletjie maak, dan is dit 'n Z-prioriteit. As dit so 'n groot verskil maak, is hy op jou top 10 lysie. Dan vra ek vir mense in jou bediening, dit waarmee jy nou besig is, wat se verskil gaan dit aan die koninkryk maak? En as dit so klein is, dan sê ek, moenie, don't major in minors. Dis die ding wat jy dan in die not urgent, not important kwadrant insit. En as jy besef, maar hier gaan ek 'n bres slaan vir die koninkryk. Hier gaan ek tekens van die koninkryk oprig. Ek bedoel, dan is 'n mens nou mos op die regte rigting. En dit bring ons dan by die hele ding wat ons dan moet sê van dat ons volgens ons GPS moet werk. En die GPS staan dan, ek het my doelwitte, maar ek het dit in prioriteitsvolgorde. Weet jy wat se probleem? Ons het doelwitte, maar as jy te veel het, raak jy verlam. En dis wat ons dan, om die Engelse woord te gebruik, cop out na procrastination toe. En met ander dis net te veel vir my. Verkleur mannetjie in die Smartie box, ek voel oorweldig. Maar as jy jou doelstellings in prioriteitsvolgorde, dan raak jou besluite maklik. Dan sê, luister, hierdie is die 3 of die 10 top fokuspunte in my bediening, in prioriteitsvolgorde, wat ek weet die grootste bres gaan slaan, wat die grootste tekens van die koninkryk gaan oprig, wat die grootste verskil gaan maak, en as daar ander goeders kom, dan help dit my met keuses, sê ek, nee, dis nie in lyn met my prioriteitsfokus nie. Maar dan die laaste dingetjie, is die kuns, wat ek daar jong student in Sonop moes geleer het, en vir myself moes geleer het. Ons dink ons weet hierdie goed, maar ons weet dit nie. En jy kan jou doelwitte hê, in prioriteitsvolgorde, maar dan moet jy dit nog daagliks skeduleer. So die proses eindig by time management. Dit begin nie by time management begin nie. Dit begin by bedieningsherformulering, dit begin by life redesign, lewensherformulering. Dit begin by my top doelwitte in prioriteitsvolgorde. Maar nou moet ek hierdie ding weer dag tot dag leef. En as jy dan reg gefokus is, dan gaan baie min dinge jou stop, want as jy dan skedulering daaraan koppel, dan is jy nou regtig op die regte pad. Nou, wat is skedulering? Weet jy, julle sal nou dink, Gustav is so eenvoudig, dit kan nie so eenvoudig wees nie, maar onthou Leonardo da Vinci gesê het, simplicity is the ultimate sophistication. En weet jy wat is skedulering? Jy koppel 'n taak aan 'n tydsgleef. Kom ons wees maar eerlik, almal van ons wat hier is vanaand. Wanneer gebeur 'n ding in jou lewe?
Ek het my vrou vra. Ek sê vir haar, luister, daar's baie prioriteite in my lewe. Ek het professionele prioriteite, ek wil by skoolprojekte wees, ek wil by sekere goed belangrik wees. Wel, ek het oorseese reise beplan rondom 'n balletkonsertjie wat ek daarom net daar wil wees in die gehoor. Dan sê ek vir haar, weet jy, sit dit vir my, blok 'n ding uit. Sit dit vir my in my dagboek. As 'n ding in my dagboek is, dan sien ek hom en dan is dit die tyd uitgeblok. Wanneer daar 'n taak geallokeer is aan 'n tydsgleef, is daar 'n 90% kans dat die ding gaan gebeur. Behalwe nou 'n groot krisis wat jou nou aandag aftrek of so iets. Maar koppel 'n taak aan 'n tydsgleef. Nou as jy nou al die moderne boeke lees, al die moderne boeke maak of hierdie ding nuut is. Daar's nou boeke wat geskryf het oor hoekom is Elon Musk so effektief, dat hy vuurpyle kan in die lug instuur. En dan sê hulle, hy gebruik time boxing. Time boxing. Hy allokeer 'n taak aan 'n 2 ure tydsboksie en dan doen hy dit in daai taak. Weet jy wat se ander woord daarvoor? Skedulering. Die ou woord van skedulering. Jy koppel 'n taak aan 'n tydsgleef. Maar omdat jy nou weet, hierdie is 'n prioriteitstaak volgens my hergedefinieerde lewe wat jy gaan doen, wat ek jou mee kan help op 'n volgende Get a Life seminar, of jy het 'n bedieningsherbedenkingsprogram wat jy dan gaan sê, maar ek gaan my bediening vat en kyk of ek regtig op die regte goeders fokus. As jy dan nou gelukkig is daarmee, dan begin jy super effektief take koppel aan tydsglewe. En sommer net humor tussen dit. Jy kan dit ook met jou huwelik doen. My een dogter nou, sy elkie wat ingenieurswese is wat al by Maties, kan jy glo ek se tikkie en my kinders wat daar, Manayam, dit gebeur ook. Maar sy het altyd van ons huweliks herdenking gepraat as van ons huweliks herbedenking. Maar is eintlik nie 'n slegte woord nie, want jy moet die ding herbedink. Is ek nou nog op die regte pad? Jy moet hom herontwerp. Ek bedoel, my ander program wat ek nou met mense help is dat jy op elk van daai 8 areas, jy moet jou fisiese fiksheid en gesondheid herbedink. Jy moet jou huwelik herbedink. Jy moet jou sosiale lewe herbedink. Jou geestelike lewe herbedink. Is dit nog steeds 'n intieme persoonlike verhouding? Maar die kort en lank daarvan, as jy moenie net time management of mooi ou date nights sit op 'n huwelik wat reg of wat verkeerd gestruktureer is nie. Jy moet die ding gaan herformuleer, verwagtinge uitklaar, weer in plek sit. Dit is waar ek wat jy op sosiale media baie kan sien, die 10-punt 2-ringplan vir 'n gelukkige huwelik, die ding wat ek uitgewerk het, how to build a happy marriage. So jou implementering moet voorafgegaan word van herformulering. En dan, as jy dan koppel 'n taak in 'n tydsgleef. Weet jy, dit is so eenvoudig en as jy letterlik net gaan sit en jy sit elke dag met jou top prioriteitsdoelwitte en jy allokeer take daaraan, jy kan nie glo hoe ou se lewe meer effektief raak nie. As jy skedulering, nou daar's mense wat hulle doen dit te ingewikkeld. En self hier is 'n bladsy uit die boek uit daarso. Hulle doen dit te ingewikkeld. Maar jy kan volgens goeie skedulering, as jy nou regtig 'n purist wil wees hierin, dan moet jy op jou takelysie hê aan een dag aan een kant en jy moet jou tydslysie hê aan die ander kant. So die ding is so eenvoudig. Takelysie, tydslysie. Maar nou moet jy A, B en C. Volgens my moet jy eintlik net 'n A prioriteite hê en kyk of jy dit deur die dag kan kom. So kom ons kyk net gou weer na die skerm daarso. As jy hom weer vat, dan die skerm, jy kan aan die linkerkant sien is jou takelysie vir die dag. Aan die regterkant is die ure van die dag wat dit gebeur. Koppel 'n taak aan 'n tydsgleef en die ding gebeur. Koppel 'n taak, okay, ek oefen daai tyd van die dag. Of ek het 'n ete-afspraak daarmee. Of ek koop 6 uur my huweliksherdenking geskenk. En die aandete eet ek my aandete, my huweliksherdenkings aandete. Ek wil dan gebeur die goeters. Maar wanneer dit nie geskeduleer is, wanneer jy nie met 'n ou dagboekie werk nie, en of dit nou elektronies is nie. En weet jy 'n goeie ou handgeskrewe dagboek, is baie keer meer beter as 'n elektroniese dagboek. Ek sien die mense val baie keer nou terug na gewone handgeskrewe dagboeke toe. En as jy dan, en as jy daar onder in die blokkie sien, jou A-prioriteite is wat jy moet doen vandag. Die B-prioriteite is wat jy eintlik kan doen as jy wil.
Die C is wat jy should be done is B. C is as jy, dit kan gedoen word as dit nodig is. D is dit wat jy delegeer, E is wat so onbelangrik is, elimineer dit, en dan die ander, as jy dan ietsie vergeet het, dan draai dit oor na die volgende dag toe. So mense, as ons lewe weer terugtrek na prioriteite toe, ek wil herhaal, nie sulke intelligente mense nie, het te min doelwitte. Talentvolle mense het te veel doelwitte, maar dis nie in prioriteitsvolgorde nie. So wat het ons nodig? 'n GPS. Daar staan dit op die skerm. Goals, G vir goals, P vir priorities en P vir S vir scheduling. En as ons dit dan het, dan begin 'n mens in die Eisenhower matrix werk. Dan weet jy wat is urgent en jy weet wat is important en dan doen jy dit. En jy weet ook wat is belangrik, maar is nie onmiddellik dringend nie, maar ek gaan dit nog steeds vandag doen. So, daar's ander dringende goeders wat ek nou doen. Maar om nou 'n uurtjie met my dogter te gesels, is vir my belangriker, want om vir jou 'n klein voorbeeldjie te noem, kan ek vir jou ietsie voorbeeld doen wat uit my pa se spreekkamer uitkom. Ek het nou nog daai ding. As 'n kliënt voor my sit, is daar professionele tyd, dis coaching tyd, hulle betaal daarvoor, ek kan nie telefoonoproepe vat in daai tyd nie, né? Maar daar's een ding wat ek vir my kliënte voor die tyd sê. As my vrou of my dogters my bel, dan sê ek vir die kliënt, weet jy wat, jy's vir my belangrik, maar jy kan weet, my prioriteite in die lewe is, as een van hulle my bel, dis my hoofbelangrikste in die lewe, ek vat die oproep. En as jy nie daarvan hou nie, gaan kry vir jou ander coach. So, mense weet wat my prioriteite is. So, die oproepe wat ek vat, is dan, en omdat hulle weet dat ek het doen, misbruik hulle dit ook nie. Dit is meestal net, hulle weet ek het spreekkamer tyd daai tyd, of coaching tyd daai tyd. Maar dan weet hulle, dit is 'n dringende ding wat ek nou uitsluitsel uit moet hê, en dan honoreer ek dit. So, jy leef volgens jou prioriteite. En jou hele lewe is dan 'n prioriteitsbalansering. En elke dag begin jy met jou lysie, wat is my eerste prioriteit wat ek nou moet doen. So dit bring 'n mens daar. So as ons tot hier toe bietjie weer gesels, hierna kan ek oorgaan en ek wil net hier stop om bietjie gesprek moontlik te maak, en dan wil ek na die tyd hê, kan ons nie dalk bietjie gesels oor wat is die doel van die kerk. So is ek regtig met die regte goed besig. En daar wil ek die woorde saai, is die kerk 'n doel op sigself of is hy 'n middel tot 'n doel? Ek weet wat Prof Bosch daar gesê het, maar ek wil graag hoor wat die mense sê. Maar okay, so Steek gerus jou hand op as jy 'n vraag het of jy wil saampraat. Gustaf, kan ek begin deur te vra, kan jy iewers in daai dagboek van jou en jou skedulering 'n tyd inskryf om niks te doen nie, sonder om skuldig te voel daaroor? Die skuldig voel kan ek nie oor sê nie. Ek dink vir 'n man is dit nogal maklik. Al hierdie ouens wat ons praat oor 'n man se brein en 'n vrou se brein is, 'n man het 'n niks boksie. Ja. Dit beteken net daar sit en niks doen nie. So dit kom amper natuurlik vir ons. Wat wel gebeur is dat daar is 'n sielkundige ding dat en dis hoekom daar dominees so uitbrand. Scott Peck in sy boek geskryf All Human Problems. Dis so 'n klein weggesteekte dingetjie in sy boek The Road Less Traveled. Daar staan All Human Problems arise from one disorder, a responsibility disorder. En baie keer en jy vat of te veel verantwoordelikheid of te min. En die dominee wat uitbrand, vat te veel verantwoordelikheid. Ek kan nie afskakel nie. Ek kan nie nou iets nie. Ek mag nie. Ek gun dit nie vir my om 'n niks boksie te hê nie. Ek moet heeltyd iets doen. Maar dieselfde persoon, dit is dieselfde persoon is dan vat te min verantwoordelikheid vir sy geestesgesondheid, of vir sy fisiese rus of iets in die lyn. En dit is waar burn-out vandaan kom. En net 'n interessante ding, as jy daai ding wil prakties maak in 'n mens se lewe. Ek het dit in geen boek geleer nie, ek het dit by my sielkundige pa geleer. Hy het my gesê jy kry 2 tipes burn-out. Werks-burn-out en mens-burn-out. En al die boeke skryf oor werks-burn-out. Ons omtrent niemand wat skryf oor mens-burn-out nie. So werks-burn-out is jy het so baie gedoen, ek kan nie nog 'n ding doen nie. Ek kan nie eers
kafee toe stap en iets gaan koop nie. Maar daar's baie keer mense, jy kan nog werk doen, maar jy is op die punt as jy sê, ek kan nie nog een mens in die oë kyk nie, want dit vat verskriklik baie energie om te interrelate. En ek het dit agtergekom toe ek by Sasol die inhuis coach was, dat as ek nie elke maand, dit was omtrent elke 5 weke of minstens 1 keer 'n maand, 'n ernstige breek vat nie, dan begin ek mens burn-out kry. En weet jy wat ek het begin raak sien? As ek kliënte hier voor my kom en kom sê, luister, ek het 'n probleem, dan sê ek, ag man, moenie jou probleem myne maak nie. Dis wat ek dan in my agterkop dink. Dan weet ek het nou mens burn-out en ek moet nou nie net in my niksboksie gaan sit nie. Ek moet uit hierdie boksie uitkom, alleen in my niksboksie sit, saam met my vrou in 'n ander boksie sit, 'n naweek weg, 1 aand weg, wat ek ook al doen. Ek moet net hier uitkom. Is dit nie dalk een van die groot probleme in die bediening, dat ons so baie met mense en mense se emosies, beide positief en negatiewe emosies moet werk, en die een oomblik is jy hartseer saam met iemand begraf, die ander oomblik is jy dankbaar vir 'n babatjie wat gebore is, wat jy kan doop en so aan. Dat dit dalk op die ou end 'n groter probleem by predikante en hulpverleners beroepe is as by ander. Jy slaan die spyker 100% op die kop. Want in 'n mate is 'n gesoute dominee of 'n gesoute coach jy word mens fiks. Maar jy kan so fiks wees soos jy wil, jy word ook mens moeg na 'n tyd. En dan moet jy jou vakansie ook inrig. En onthou, dit is ook persoonlikheidsverskille, introverte en ekstroverte, want ekstroverte gaan soek maar bietjie hulle energie by mense, en nou as jy getroud met 'n introvert, dan brand jy jou vrou uit, want jy is heeltyd te veel saam met mense, want sy is 'n introvert. En so, mense moet hierdie ding baie mooi bestuur. Maar ek wat 'n aards-introvert is, mense glo dit nie, maar ek is, my vakansies is, ek wil gaan sit in daai huis in die Drakensberge. My ideale vakansie is, ek ry saam met my vrou en kinders, ek stop daar, ek hak nie eers die trailertjie af nie. 'n week later, as die mense so daar ver verbystap, dan waai ek vir hulle, en dan is dit my ideale vakansie, en dan ry ek weer terug en ek het nie 'n mens gesien. Dan dink ek, nou is dit lekker gewees. Maar as jy dit nie skeduleer nie, nou as dit nie 'n prioriteit in jou lewe is nie, een van jou prioriteite is nie, dan lei jy aan 'n responsibility disorder. Jy wil aan al die ander mense aandag gee, jy gee jou beste mens wees aan ander mense, en jy kom by die huis moeg en onverbruikersvriendelik daaraan. So, ek sit altyd, dis totaal onregverdig as ek my beste tyd vir my kliënte gee en ek stap daar by die huis in en ek het nie krag vir my mense nie. Dis verkeerd. Dankie. Kom ons hoor, is daar iemand wat 'n bydrae wil maak of vraag wil vra? Steek gerus hand op of sit met jou mikrofoon aan en praat met ons. Ons het sedert ons begin het hier nog 'n paar bygekom. Jors, ek sien vir jou, en Jolanda, welkom terug of welkom ons. Quentin, dit lyk of jy wil vra. Ja, ek weet nie eintlik hoe om te vra nie, want dit is in 'n groot mate reeds aangeraak. Ek vra nou na aanleiding van iets wat ek net vandag in die kerkkantoor ervaar het, by beide my en die Skriba. Ons is nou besig met kermisbeplanning, en die mens binne wat ons nou aangeraak het, dit slaan nogal vir my die spyker op die kop met waar ons behoeftes te lê op die oomblik. Maar ek dink ons sukkel om die verwagtinge wat mense teenoor ons het. Jy het jou dienskontrak en dis meer, en jy het verwagtinge van dit. Jy binne jou gesin het jy bepaalde verwagtinge, en jou behoefte om nie teleur te stel nie beïnvloed uiteindelik jou prioriteite. Ek weet nie hoe 'n mens, wat se raad daar is oor jou selfspraak in hierdie opsig, om net jou prioriteite en die verwagtinge wat op jou rus, miskien die twee te bestuur nie, want ek wil daai boek as ek kan in die hande kry, want ek kom agter ek het nodig om 'n lewe te kry, met respek ook dan so gesê. Ja. Weet jy Quentin, jy sê hier 'n ongelooflike belangrike woord. Die snaakse ding wat ek ontdek het net, is die groot moeilikheid in die lewe kom wanneer jy nie verwagtinge uitklaar voor die tyd en dit dan of vervul nie. Daai huweliksprogram waarvan ek gepraat het, jy verwag daar gaan
bietjie liefde en intimiteit in die stelsel is, dit is nie, dan is dit nie lekker nie. Verwag daar gaan getroud wees, as dit nie lekker nie. Verwag daar gaan gesamentlike rolverdeling wees en is nie. Oral waar verwagtinge nie uitgeklaar is nie. En baie mense sit in 'n verhouding en hulle het, sonder dat hulle dit aan jou geverbaliseer het hulle so 'n lysie van verwagtinge. En dan meet hulle jou elke keer daaraan. En dis wat baie keer in 'n gemeente gebeur. Ek bedoel, ek het hier al die storie geniet. My pa vertel 'n storie. Hy was 'n Keimus dominee uit die kerk daar gebou en ook in Windhoek. Maar toe nooi hulle hom nou op 'n stadium om te kom praat by 'n plattelandse gemeente en die mense kla toe nou want die dominee se vrou het nie die vrouediens gelei en alles nie. So toe wil hulle bekla hulle nou haar nou aan voor hom as besoekende dominee. Toe sê hy vir hulle, okay, weet julle wat ek dink julle moet doen? Julle moet net haar salaris terugtrek. Wat nie daar was nie. Met ander woorde, daar was 'n verwagting. Man, ons betaal jou niks nie, maar jy moet alles doen. So jy kan sien daar's onuitgespreekte verwagtinge. So die beste ding wat jy kan doen in enige verhouding, het sy 'n huweliksverhouding, en as jy in professionele werksverhoudinge is, jy het mos KPI's, Key Performance Indicators. Jy sê, luister, dis die verwagting, en as die kerkraad van jou sekere dinge verwag en sê, dis die KPI's, dan moet jy hulle sê, luister, ek sê julle dominee, hierdie ding is nie in lyn met goeie teologie nie. Julle verwag van my om 'n klomp twakkies hier te doen, jammer vir die woord. Julle verwag my 'n klomp admin hier te doen en dit terug te rapporteer. Ek wil terugrapporteer op die werklike groot goeters waar ons bresse slaan vir die koninkryk en 'n verskil maak in die wêreld. So, kom ons kry ons verwagtinge anders. Kom ons belyn ons verwagtinge. En ek dink daar's 'n baie groot ding daar, dat 'n mens verwagtingbeleining, Quentin hierdie ding op die kop geslaan. Al meer hoe langer ek leef, in besigheidskonsultasie, in huwelikskonsultasie, is dat 'n mens verwagtinge moet uitklaar en dan commit daartoe. Maar dan moet dit realistiese verwagtinge wees, wat in lyn is met het sy regte teologie of goeie common sense. Dankie, ek waardeer dit, gee eintlik vir my baie stof tot nadenke. Dankie. Goed, kom ons hoor, is daar nog iemand wat bydra wil maak, wil vra? Nico, julle 3 dae so by mekaar, het julle 3 vrae vir ons. Nee, ons het net een vraag. Gustav, een ding wat ek dink wat aanhaak by die mens ding, by die mensmoegheid ding is compassion fatigue. Ek het my nogal optel by die dominees is dat op 'n stadium gaan jy so verby daai punt van mensmoegheid, maar in daai proses verloor jy ook compassion fatigue of kry jy compassion fatigue. En dan is ook nie meer 'n hart eintlik vir die mense nie. Jy weet, want dit raak eintlik 'n stuk pligpleging en jy is eintlik kwaad. Presies die vraag wat Quentin op 'n manier vra, maar daai komponent by van compassion fatigue. Nico, daai ding is 'n harde ding. Weet jy wat 'n interessante ding, en ek voel ek het dit nie eers lankal al geweet nie, ek het dit onlangs self eers vir myself ontdek. 'n Goeie sielkundige en 'n goeie dominee moet eintlik nie 'n empath wees nie. Want jy kry 2 uitvalle. Jy kry 'n narcis aan die kant, alles gaan oor my. Jy kry 'n empath, ek het so empatie, alles gaan oor die ander persoon. En in die verlede het 'n empath baie Christelik gelyk. Want jy is dan so selfloos en jy is dan so heeltyd op die ander persoon ingestel. Maar as jy sielkundig na die ding kyk, is 'n narcis dit is iemand wat gevaar voor in hulle lewe gehad het, gesê, luister, 'n narcis, as ek nie na myself kyk nie, gaan ek nie oorleef nie. En 'n empath is net iemand wat minder powerful gevoel het. En gesê het, as ek nie die ander mense laat gelukkig hou rondom my nie, gaan ek nie oorleef nie. So 'n empath is nie 'n gesonde persoon nie. En dit is hoekom daar, en dit is wat ek almal aanraai, dat julle begin gaan lees in die boeke wat nou begin verskyn reg deur die wêreld oor toxic empathy. Dat jy eintlik empatie gee is 'n ruiltransaksie om 'n stuk aanvaarding te kry of om die gevaar in die wêreld te verminder. So die beste dominee, die sielkundiges wat op burn-out begin lê, die dominees wat aan burn-out begin lê, en want baie keer word jy 'n dominee omdat jy 'n empath is. Maar het jy jou patologie of jou pyn van die verlede aangespreek?
Is hierdie nog reaktiewe gedrag of is dit reaktiewe gedrag uit die stukkendheid van jou verlede of is dit proaktiewe gedrag uit die volheid van die inspirasie van die gees? So 'n assertive persoon is die beste coach en die beste sielkundige. Want 'n empath, ek wil daar's 'n hele lang ding hieroor. Ons moet eintlik een aand Leon met ons hieroor gesels want dit is 'n hele topic op sy eie. 'n Empath kan nie vir 'n persoon ook reguit sê nee man, maar dit is nie reg nie, want jy is so bang jy maak iemand se gevoelens seer. Jy ondersteun iemand. So die ou mense het gesê jy sterk iemand in hulle kwaad. Jy dans rondom 'n ou se probleme en affirm dit in plaas van om te sê healing is possible. En ek dink daai ding maak dat 'n mens dan as jy dit in lyn bring met wat jy sê Nico van compassion fatigue, as jou empatie balans nie reg is nie, is jy 'n kandidaat vir compassion fatigue. En compassion fatigue het dan jy sien dit op een van twee maniere. Jy raak of verskriklik hard. Weet jy, ek het dit vroeër jare gesien. Ek het dit selfs in die koshuis en later jare ook in my lewe gesien. Vat mediese dokters. Jy kry amazing compassionate mediese dokters. Jy kry ander dokters, hulle raak klinies afgestomp, jy's net 'n stuk vleis wat daar lê. Verpleegsters het ek dit gesien. Jy kry dit dat hulle begin klinies afgestomp raak, simpel grappies maak oor bodies en weet nie wat alles nie. So as 'n beskermingsmeganisme van te veel empatie, dan raak jy afgestomp. So jy raak of heeltemal afgestomp of jy onttrek. Dis die twee goeters wat gebeur. En die eintlike skuld daarvoor is dat jy jou empathiebalans nie reg gekry het nie. En Leon, as dit ons gewoon terugvat na goeie teologie toe. Alles kom terug na goeie teologie toe. As jy dit net vat, wat was die Here? Hy was vol genade en waarheid. Hy was vol van liefde en regverdigheid. So as jy net compassion gee, is jy 'n filantroop. As jy net waarheid gee, is jy 'n militaris, 'n hard taskmaster. Maar omdat ons nie genoeg modelleer op die persoon van Christus, wat die balans tussen empatie en regverdigheid reg gekry het. Ek wil hy het soveel empatie, hy sterf vir ons, maar hy het soveel regverdigheid dat daar met 'n prys betaal word. So ek dink in my werk en in elke coach, elke sielkundige, elke dominee, elkeen wat pastoraat doen. Ons groot moeilikheid lê hier dat ons empathiebalanse nie reg het nie. En as jy ook kyk na die toksiese uitvalle waar die kerk ook teologies ontspoor, dan is dit dat jy begin toxic empathy toon. Gustav, hoe gaan 'n mens nou as jy nou heel prakties praat, hier so 'n klomp predikante hier en daar's ander ons wat later hierna gaan luister, hoe gaan jy dit raak sien? Jy's nou 'n gemeentedominee, iets is nie lekker nie. Wat is die goedes waarna jy moet kyk om daar vir jouself te kan sê, maar sjoe, nou is ek besig om uit te brand oor hierdie compassion fatigue. Ja, Nico het ook sy hand opgesteek. Nico, is dit dieselfde wat jy wil vra of wat? Nee, ek sê net dankie Gustav. Dis 'n ander klap gewees. Dankie. Ja, okay. Nee, Leon, daai ding, nee. Partykeer het hy tekens, partykeer bekruip hy jou soos 'n dief in die nag. Dat jy eendag net weer besef, maar ek is nou klaar. Dis nou genoeg. Maar ek dink jy kan dit duidelik begin sien. Die compassion fatigue is dat jy, ek kan nie vir ander mense praat nie, maar ek kan net vir my praat. Ek kan letterlik, nee, as ek begin besef, ek is nie meer verbruikersvriendelik vir my kliënte nie. Die kliënt kom sit hier voor vir my en ek besef, man, weet jy wat? Soos ek nou gesê het, moenie jou probleme myne maak nie. Wat sit nou? Dan begin ek nou rooi ligte raak sien. En wanneer ek ook begin voel van, ek begin nou onttrek, ek begin nou skugter raak, ek begin, so die drie goeters is, of jy voel dat die mense jou pla, of jy voel dat jy afgestomp raak, of jy voel dat jy begin onttrek. Dis miskien die drie groot rooi ligte. Goed, dankie. Kom ons hoor, is daar dalk nog 'n vraag of iets aan iemand se kant voordat ons aangaan? Dit lyk nie so nie. Julle is nog steeds welkom om in die chat boksie ietsie te skryf. Ek sal dit optel.
Gustaf, jy het die vraag gevra oor die kerk. Ja. Miskien moet ek net 'n paar as ons dan praat oor dat jy eers jou lewe moet herorganiseer en dan time management daarop sit. Maar dat jy ook jou bediening weer in lyn kry met die hoofprioriteite en dan time management daarop sit. Onthou die hele beginsel is, moet nie iets wat in die verkeerde rigting gaan meer effektief maak nie. Want dan is jy of vinniger oor die afgrond of vinniger verder van jou doel af. So, eers herontwerp en dan implementering. Eers prioritisering en dan time management. So, kom ons vat dit net dan terug na die kerk toe. Ek dink 'n paar gedagtes wat ek net wil saai. En al is dit dan net om gedagtes te saai vanaand, is dit dan miskien net as 'n paar gesprekspunte. Die vraag wat ek vir myself eers wil vra is, of vir almal wil vra eintlik, is wat is die doel van die kerk? En ek onthou daar, is die kerk 'n doel op sigself of is hy 'n middel tot 'n doel? En weet jy wat 'n interessante ding is? Nou kan julle sien hoe groot invloed het Prof Bosch op my lewe gehad. Hy het altyd gesê, en ek het nou nie 'n slide daaroor nie, maar hy het altyd gesê, as dit hier is die Here, hier is die kerk, hier is die wêreld. Dit is sy voertuig om die wêreld te bereik. Nou weet jy wat het hy gesê? Hy het gesê, baie keer raak die kerk gecompromise. En die kerk begin 'n struikelblok raak. As jy net, ek moes kerkgeskiedenis doseer, ek moes sendinggeskiedenis doseer. As jy dit doseer, dan besef jy, weet jy wat het gebeur, dat die Here het die kerk gestig, hy het hom 'n week al gevat, hy het hom gebruik om die wêreld te bereik. En dan raak die kerk 'n verstopping. Nou weet jy, dan is dit, die kerkgeskiedenis is 'n snaakse tendens. Dan damp die Here daai manifestering en hy kry vir hom 'n ander pad. Want hy laat nie toe dat 'n kerk wat 'n verstopping raak. Dat Prof Bosch het self so ver gegaan, het gesê dat die kerk raak later so in homself ingetrek, dat hy net begin om homself te manage, in plaas van om by die wêreld uit te kom, dat hy 'n prentjie geteken het van nie God, kerk, wêreld nie, maar dat hy gesê God, wêreld, kerk, dat die wêreld amper vir die kerk sê, maar waarmee is jy besig? En as ons dan begin kerk speel, en dit is wat Bonhoeffer gesê het, die kerk is die enigste instansie wat bestaan tot die voordeel van sy nie-lede. En onthou, as ek woon hier oorkant die Wingate Golfklub, ek stap baie keer daar op die golfbaan. Daai golfklub is op sy lede, en die lede sit in die hand. My ledegeld moet gebruik word om my dienste, en ek moet 'n lekker klubhuis hê, en my klubhuis moet lekker sitplekke hê en alles. En die lede claim dat hierdie klub bestaan tot my voordeel. Ons moet weer begin besef dat die kerk is nie tot my voordeel nie, die kerk is tot die wêreld se voordeel. So dis die vraag wat ek vra, is die kerk 'n doel op sigself, of is hy middel tot die doel? Net om die punt te maak, en dan kan mens maar 'n bietjie gesprek voer daaroor. Wat is dan die doel van die kerk? What is the mission of the church? Wat is sy sending, sy taak in die kerk? En dan moet ons weer gaan sit, en ons moet maar weer gaan teruggaan na ou Prof Bosch toe, van mission as saving the lost. Mense, hoeveel begin die kerk weer in, wanneer is daar laas 'n bekeringspreek, en waar is die fokus om nie net bestaande lede te bedien nie, maar mense te bekeer? Waar is evangelisasie? Waar is mission as healing the sick? Waar is mission as correcting a wrong, dat jy in die samelewing na 'n ding kyk en sê, maar luister, hier is onreg in die samelewing, ons moet hierdie ding aanspreek. Waar is bediening as amper skepingsteologie, want ek bedoel, die Bybel het 2 fokuspunte. Die Nuwe Testament is God die herskepper, in die Ou Testament is God die skepper God. Ons moet na die skepping kyk. Maar as die dinge stukkend word, moet ons dit ook herskep. So ons moet na die natuur kyk, maar ons moet dit ook heel maak. Ons moet nie net mense heel maak nie, net geestelik heel maak nie. Waar's die huweliksbediening? Waar's die bemagtiging van tieners? So ons moet regtig kyk, het ons 'n holistiese bediening. En die laaste ding, dit bring 'n mens dan by een ander vraag wat ek vra van purpose management. Ek gaan nou nie lank daarop staan nie, want ek wil eerder hê mense moet saamgesels. Maar ons moet vra, wat is die taak van die kerk? Wat is die doel van die kerk in hierdie saak? En
en ek wil een stelling net maak. Ek probeer die goed vir myself vereenvoudig. As die kerk, ekskuus, daar's 'n spelfout sien ek nou daar op die skerm. Maar as die doel van die kerk is dit nie om tekens van die koninkryk op te rig nie. In gewoon sekulêre taal sê ek vir mense, in my persoonlike lewe, leef ons in 'n stukkende wêreld, maar daar moet 'n baken van lig wees. Wat is die lig op the city on the hill, die lig wat moet uitstraal? Ons moet in 'n stukkende wêreld pockets of wholeness skep. Weet jy hoe baie deel ek dit met mense? In 'n stukkende wêreld skep pockets of wholeness met jou verhouding met jou vrou. Skep pockets of wholeness in 'n familiekringetjie. Skep pockets of wholeness in 'n groep, in 'n mannegroep wat in 'n stukkende wêreld 'n verskil maak. Ek dink ons het by die Epstein Files gesien dat die wêreld baie stukkender is as wat ons enigsins weet. En die wêreld smag na heelheid. En die kerk moet nie 'n oog word dat homself raak sien nie. Ek sit gister en op Sondag was ek by 'n funksie of by 'n kunstenaar se uitstalling en daar was 'n oftalmoloog. En ons gesels toe saam en hy verwyder katarakke. En ek sê vir hom, weet jy wat is die probleem? Die doel van 'n oog is om homself nie raak te sien nie, maar om buite homself het raak te sien. Die doel van die kerk is om homself nie raak te sien nie, maar die wêreld raak te sien en die wêreld heel te maak. 'n Verskil te maak in die wêreld, koninkryksvisie. Maar as 'n oog homself raak sien, begin hy blind raak. En al wat ek vir elke dominee vanaand vra, is daar genoeg aktiwiteite in jou bediening wat buite die kerk kom ons noem dit nou maar sy bediening leef, of gaan dit alles in die administrasie van die kerk in? En as ek dit afsluit, ek het dit nou nie eers die skermpies daar gewys nie. Maar wat is die doel van die kerk? Die doel van die kerk is om tekens van die koninkryk op te rig in mission as. Ek wil dit eintlik net afsluit. Ek wil ook hê jy moet in die begroting van jou gemeente. Ek bedoel, daar was een gemeente hier naby my wat gesê dat 50% van hulle inkomste word buite die kerk bestee. En ek was 'n tentmaker in Pierre of daar naby Rivera gewees. In my uittrede preek het ek 'n ongemak begin ontwikkel en ek het 'n R100 nood gevat, want ek werk baie met charities. En as al die geld wat vir 'n charity gegee word, net 10%, sê nou maar dis die Red die Renoster vereniging, en net 10% kom by die Renoster uit, dan is die balans verkeerd. En ek het 'n R100 nood gevat, en ek het dit so vergroot en agterkom 'n fotostaatmasjien kan nie 'n kleurfotostaat maak nie, is interessant. En homself laat my kinders dit inkleur, so 'n groot R100 nood, en ek het gesê ons kerk bestaan hy ter wille van ons of bestaan hy ter wille van die wêreld? En al word die geld nie daar bestee nie, dit is belangriker dat die aktiwiteite daar plaasvind. En ek dink dat om af te sluit, wat is 'n missionêre kerk? Waar begin jou sendingreis as jy oor die drempel van die kerk stap? In die ou Katolieke kerke het by die kerk se deur gestaan Missa Est. Jy word uitgestuur, sodat ons mense voorberei om die sendingwerk daarby te doen. So al wat ek net wil vra is, as jy meer effektief wil wees, kan ons nie net weer begin leef volgens die Here se prioriteite nie. Die kerk is nie die doel nie, is die middel tot die doel. Hy wil hê ons moet in 'n stukkende wêreld, pockets of wholeness, stukkende mense herstel, stukkende huwelike herstel, pockets of wholeness oprig, gemeenskappe met mekaar versoen, die bediening van versoening, mense moet mekaar laat verstaan. Dat ons KPI's meer koppel aan daai prioriteite as aan kerkadministrasie. Nou ja, dis my stywer in die armbeurs. Jy daag ons 'n bietjie uit om daaroor te dink, maar dis belangrik. Ek lees vanoggend toevallig Robert Louis Stevenson wat op 'n stadium toe hy 'n kind was, het hy deur die venster geloer na die man wat die straatligte kom aansteek het. Dit was nog gaslampe destyds en so aan. En sy woorde was blykbaar, he's poking holes in the darkness. En dis wat die kerk moet doen om daai lig te bring. Baie mooi gesê. Bonhoeffer se gedagte van die kerk wat bestaan ter wille van sy nie lede is inderdaad 'n gedagte wat leef in die kerk die laaste klompie jare.
dat ons al hoe meer besef, maar dit gaan nie oor ons nie, dit gaan oor 'n groter prentjie, dit gaan oor die koninkryk, die wêreld daar buite en so meer. So ons dit is definitief een van ons fokusse, maar jy daag ons 'n bietjie uit om te vra, is ons effektief? Maar as ons effektief wil wees, waarmee is ons effektief? Is dit ons die regte rigting en so meer? Goed, ek dink jy het vir ons 'n bietjie aan die dink gesit. Kom ons hoor, wie wil saam praat hier oor ons tyd? Ons amper by 8:30. Ons hoef nie vreeslik lank meer aan te gaan nie. Maar kom ons hoor of daar nog 'n opmerking van iemand se kant af is. Dis nou julle kans want ons het later in Junie maand het ons synode sitting hier in die Vrystaat, so as ons koersaanpassings moet maak, is nou die tyd dat jy dit op die tafel sit, né? Gustav, nee, dit lyk vir my die mense dink diep of hulle wil dit gaan koffie maak. Ek hou Ja, ek vaar kan met- miskien net afsluit met 'n storieetjie. Ek was toe klas gegee het by Tikkies, was ou Prof Piet Meyering daar gewees. En ons het interessant, ons het nog 'n sendingtoer gehad na Lesotho toe. En is op daai sendingtoer dat ek gehoor het dat ons gehoor het dat Prof Bosch dood is in 'n motorongeluk. Maar ons was by 'n klein dorpie Malealea. Ja. En almal het daai storie al gehoor, maar ek het dit met my eie oë gesien. Dat hulle het in die aand, daar was 'n aanddiens en daar's so 'n klein kerkie op die berg en letterlik het die mense in die lug nog aangekom. Maar toe en toe dit donker geword in die kerk en daar's was nie lekker elektrisiteit en daar's kersse aangesteek. En toe die mense uitstap, dit was vir my, ek sal dit net nooit vergeet nie. Hier het hulle lig gekry en van hulle met kersies, van hulle met flitsse. Toe hulle so uitstap, het hulle so in die dorpie in verdwyn met die lig. Toe dink ek, joh, dat hulle die lig hier gekry, hier was die middel tot die doel. Maar hulle gaan nou die lig aansteek in hulle verskillende plekke. En mag ons dit net as kerk doen? Ja. Charles, ek het gesien jy wou daar saam praat. Gustav, dalk weet jy nie, maar die kerk in die Vrystaat se lese is aan die hand van Jesaja 60 wat Jerusalem wat op die berg is, wat sy lig moet laat skyn dat die nasies dit sien. En daarom is ons lees ook lig en duisternis hier vir God, mekaar en die wêreld. Is 'n baie mooi beeld daar so uit Jesaja. Charles, luister vir jou. Ja, ek is reg, dankie. Ek wil maar net Gustav baie dankie. Ja, op soveel terreine het jy al so baie mense gehelp en ek dink wat ons baie keer vergeet is om regtig aan die nie dringende belangrike goed aandag te gee, want op die ou end is dit wat maak of 'n ou effektief in die bediening is ook. So baie dankie daarvoor, Gustav. Dankie, Jo. Goed. Gustav, miskien TC, wil jy dalk iets sê? Ek sien jy het jou kamera aan. Ja, nee, ek het gedink om maar net so 'n handjie op te steek, dan dink ek soek dalk aandag, maar ek wou eintlik dit met 'n charismatiese handjie gewees het om net vir Gustav te sê baie dankie vir hierdie laaste gedeelte. Die eerste gedeelte is vir my kosbaar, maar in die besonder is vir my wonderlik om iemand so raak te loop wat so dit ook op by so 'n geleentheid dit te berde bring of onder ons aandag op net weer bring, dat dit is die rede hoekom die kerk van die Here Jesus hierso is om daai lig uit te dra. Ek dink net ons sit met 'n geweldige groot uitdaging en dit is om die lidmate te leer dat dit is letterlik die verantwoordelikheid van elke individuele lidmaat. Dit is nie iets wat op 'n leiersvlak erns moet gebeur en dat daar iemand anders is wat namens ons dit doen nie. En ek dink daar's nie 'n tyd wat dit nodiger is as nou wat die kerk dit nodig het om lidmate te help om te verstaan dat elkeen van hulle is 'n geroepene en 'n gestuurde van die Here. So baie dankie vir dit. Ek het hoë waardering daarvoor. Dankie. Goed, Gustav, ons dink ek is aan die einde. Jy het hierdie loop van die aand gepraat oor Get a Life werkswinkels en seminare wat jy aanbied. Waar kan mense meer inligting daaroor kry? Waar kan hulle gaan kyk en so meer? Ek het op 'n maandelikse basis een in Pretoria. Maar weet jy, ek het eintlik sommer net geïnspireer. Ek het 'n paar coaching kliënte in Bloemfontein. So ek het die laaste tyd moet ek nou elke nou en dan daar wees om 'n paar kliënte te sien.
So, wat ek het gedink vanaand gaan nie oor 'n bemarking vir 'n werkswinkel nie, so ek wil nie eers 'n datum aankondig nie. Maar as dit in orde is, dan sal ek vir jou 'n datum stuur. Ek beloof, ek sal in Bloemfontein. As mense dit in die Kaap wil bywoon, ek doen dit daar, in Pretoria wil kom, verskoning het om hiernatoe te kom, kyk net op my webwerf gustavgous.co.za. Daar's net 3 punte op my webwerf, book, attend, buy, en as daar onder attend is daar werkswinkels wat daar geadverteer word. Maar ek sal 'n Bloemfontein 1. Binne die volgende 2 of 3 maande sal ek een daar hê. En wat dit dan behels, daar was ook, ek weet nie of dit in die Vrystaatse kerk so is nie, maar in die Kaapse en in die kerk hierso was daar, ek dink 9 of 10 VBO punte toegeken uit die 50. Ek weet nie wat dit is nog nie. As jy 'n Get a Life werkswinkel bywoon. So die koste van die ding is per persoon is bitter laag, is R3,400 plus belasting. So dit is dan 'n dag lank. Jy vat 'n dag lank, en wat ek nou kortliks kursories gesê het wat jy moet doen. Wat kon ek vanaand doen? Ek kon net sê dat jy dit moet doen. Maar op die werkswinkel doen ons dit. Dan gaan sit jy en jy vat jou lewe, jy herbeplan hom, gee vir my 8 ure van jou tyd. En jy stap die aand weg met 'n lewensplan met jou top 10 prioriteite in jou lewe in prioriteitsvolgorde met 'n proses om dit te skeduleer. En daai datum sal ek aankondig, so as jy dit vir die mense wil deurstuur, hulle is meer as welkom om dan in te skryf. Dis reg. Gustaf, baie dankie. Ja, stuur vir my, ek sal sorg dat dit versprei word. Dan kyk ons of ons dalk 'n klompie mense daar kan kry. Want is inderdaad iets wat mense lewe radikaal kan verander as jy net eens 'n bietjie gaan stil staan en gaan kyk waarmee jy besig. Een of 2 van die mense op die skerm het dit alreeds gedoen. So Julle kan maar vir ons vra. Gustaf, ek sê weer vir jou baie dankie. Dankie vir jou tyd en dankie vir jou hart vir dit wat jy met ons kom deel het. Ons het groot waardering daarvoor. En sterkte vir jou met jou werk, ook wat jy in die buiteland in die Midde-Ooste veral doen. Dit bly vir my 'n interessante een dat jy die geleentheid het om daar in daai wêreld ook op 'n manier die Christelike boodskap uit te dra. Sterkte daarmee en dankie. Ek was in Afghanistan, ek was in Qatar, ek was in Bahrein, ek was in Dubai, ek was in Saudi, ek was in allerlei lande gewees, werk gedoen daar. As iemand 'n bietjie wat my so 'n bietjie frustreer is, die mense praat sonder kennis oor wat daar aangaan. As iemand regtig behoefte het om so 'n bietjie te vra wat gaan regtig daar in die Midde-Ooste aan, want ons is so uitgelewer aan narratiewe en aan prosesse, dan is regtig welkom om my persoonlik te kontak en dat ek net bietjie kan deel, want dan moet een of ander sin wees dat ek so baie daar is. En as dit kan help met mense met perspektiewe daaraan gaan, dan regtig. My nommer is, skryf sommer my nommer neer, stuur my WhatsApp, 082-565-7451. Ek sit dit sommer daar op die boksie ook. So is 082-565-7451. Daar is hy. So as enigiemand bietjie 'n gesprek wil voer, meer as welkom. Daar's baie meer wat daar in die Midde-Ooste aangaan as wat ons in ons nuuskanale en op ons sosiale media sien. Gustaf, baie dankie.